Ai. Goeiemôre, goeiedag, goeie aand, goeie wat ook al vir jou. Goeie tyding. Good tidings vir almal wat luister, almal wat inskakel. Dis vir ons so lekker om hier te wees. Ek is Pastor JP, ek is saam met hier is waar jy jouself. Ek dog jy het my naam vergeet. Pastor Ilse. Dis lekker om hier te wees, Pastor. Lekker saam met jou. Ons is hierso, ons gesels oor Sondag se boodskap. Yes. Sondag se boodskap terwille van jou Nineve. En voordat ons in die gesprek inspring, ek sê dit elke week, maar ek voel ek moet dit sê, asseblief, die beste manier hoe julle ons kan help. As julle hierdie podcast geniet, as julle ons content geniet, of dit nou op Facebook, of dit nou op YouTube, of dit nou op TikTok, of dit nou op Instagram, of dit nou op Spotify, waar ook al julle ons content kry, waar ook al julle ons content geniet, die beste manier vir julle om ons te help, is om te engage met die content. Dit beteken om 'n like te gee, en dit beteken om te share. Ons doel met hierdie boodskap, ons doel met hierdie video's, is om dit so ver as moontlik te versprei, sodat soveel as moontlik mense dit sien, dit inneem, die boodskap wat ons het, wat ons glo die Heilige Gees op ons harte gelê het, om dit so ver as moontlik te versprei, sodat soveel as moontlik mense dit kan hoor, sodat soveel as moontlik lewens verander word, jy weet. Dis vir ons belangrik. So die beste ding wat jy kan doen is share dit. Share dit met jou familie, share dit met jou vriende. Almal van ons ken mense wat ek wil sê land uit is, maar nie noodwendig land uit is nie, maar wat nie in jou eie dorp bly nie, wat nie in jou eie omgewing is nie. So stuur dit vir hulle sodat hulle ook dit kan hoor. Ja, as jy gelei word deur die Heilige Gees om so te doen. Pastor Ilse, dit is so lekker om weer hier so te wees. Yes. En bietjie te praat oor Pastor Dani se boodskap terwille van jou Nineve. Ja. En ek moet sê, dit was vir my 'n interessante boodskap geweest. Dit was vir my 'n good message geweest. It was something different, didn't expect it. Ek het iets anders verwag. Ja, kom ek sê vir jou, ons is op daar's WhatsApp groepies wat die gemeentelede op is. En elke week dan stuur wie ook al preek die tema. Sê maar op 'n Vrydag of op 'n Saterdag stuur hulle dit deur. Yes. En toe ek dit sien, toe dog ek terwille van jou Nineve. Ek het geen idee wat se kant toe Ek hierdie het gedink boodskap. dit gaan na soos in Jesus se hart vir Nineve. Die gedagte dat God wil hê hulle moet gered word. Dis is nou glad nie dit nie. Wel, tot op 'n mate, jy weet, is dit soos Jesus se hart vir Nineve, God se hart vir Nineve. Ja. Maar die manier hoe Pastor Dani die storie van Nineve gebruik het. So hy het die vraag gevra. Uit watse boek uit dink julle gaan ek preek? Yes. En almal was soos Jona, want Nineve is in Jona. En hy het references gemaak tot dit, maar sy key scripture was in die boek van Naam, Yes. waar God praat van Nineve en God se hart vir Nineve. En hy die storie van Nineve en Jona en die walvis of die vis, wat ook al jou siening is, op die skip, en hy het gegaan in storm en alles. En hy het dit gebruik om te sê, net soos wat daar 'n stad Nineve was, wat God wou gehad het, die boodskap van die evangelie daai tyd moes soontoe gaan. Die boodskap van die Here. En hy 'n profeet stuur, en die profeet was bietjie huiwerig geweest om te gaan, vir goeie rede. Ons sal nou daarby kom. So is daar areas in jou en my lewe. Nineve is in jou en my lewe wat werk nodig het. Yes. Jy weet wat God wil tyd inspandeer en wil regryk, as ek dit so kan sê, en waar hy jou stuur soontoe, waar ons partykeer 'n bietjie huiwerig is, jy weet, om te sê, ek weet nie of dit so lekker gaan werk nie. So dit was 'n interessante take on it, jy weet, dit was 'n ander take on it. Ek kan eerlikwaar sê, ek het nog nie daai boodskap gehoor nie. Ja, I definitief, he made it personal. Ja. En applicable uit 'n Ou Testamentiese boek uit wat baie keer struggle mense om dit te doen. So dit was vir my baie mooi boodskap. Verseker. It's a must look. Ja, verseker. Ja, ek dink elke luisteraar kan met eerlikheid na hulle self kyk. Ja. As gevolg van hierdie boodskap. Jy weet, en sê, waar's my Nineve? Want elkeen van ons het tog 'n area of areas in ons lewens wat verbetering
nodig het. Jy weet, praat met mense en jy kom vinnig agter jy dalk 'n bietjie hulp nodig in jou geduld. Jy weet, jy dalk 'n bietjie hulp nodig in die manier hoe jy na mense kyk. Jy werk nodig in watter ook al area dit mag wees. Ek dink ons almal kan daai Nineve in my lewe kan ek identifiseer. Ek dink 'n deel van die preek was dat ons is veronderstel om iets te hê. Hy het uitgewys dat ek en jy, as jy vandag hier sit, was eintlik so tong in die kies oomblik, maar as jy in die diens sit en jy dink nou by jouself, jy het alles agter mekaar, ek sê, dan moet jy dalk gaan bid. Exactly. En dit wys daai korrelasie van Nineve se hoogmoed, is dalk jou. Nou, so as die kyker, en ek sal nie sê dis vir myself, maar ek het vir so 'n oomblik genodig gehad om hard te gaan dink. Ons het Woensdag by een van die selle op, dis ek, was dit net ek wat moes ekstra gaan dink en eintlik vir die Here mooi gaan vra het op daai oomblik, of is daar nog mense wat kon vereenselwig? Dis ook fyn. Jy weet, as dit jy was, wees eerlik genoeg en sê, nee, ek het dalk 1 of 2 goedjies wat ek oor moet gaan bid. Maar dit sal goed wees as elke persoon kan sê, daar's ietsie. So die idee van die Nineve is dit wat nie noodwendig 'n sonde is, dink ek, as ons die definisie van sonde dalk vir so 'n oomblik by kan stilstaan, gaan oor om enige iets te mis wat God vir jou as 'n opdrag gee. En om nie in gehoorsaamheid nie, missing the mark. So dit is waarna Nineve vir jou kan verduidelik, is dit wat jou skei van die Here en dit wat jy moet aanwerk waar jy nie heiligmaking besig is om toe te pas nie. Ja, daai is natuurlik die direkte definisie van sonde. Ja, very direct, maar letterlike vertaling is missing the mark en ons we as children of God, we miss the mark when we do not act like children. Jy weet, wanneer ons optree buite die scope van wat dit is om 'n kind van God te wees. That's missing the mark. En soos wat jy sê, Nineve hoef nie noodwendig sonde te wees as sulks nie. Ja. Dit kan wees in jou lack of knowledge. As jy wat ek sê, as jy nou net jou lewe vir die Here gegee het, dan is daar baie inligting wat vir jou wag. Jy weet, in 'n avontuur wat ek vir jou kan sê, om jouself in te spring en te gaan kyk wat God se woord vir jou sê en wat sy wil is vir jou lewe en hoe hy jou wil gebruik. As jy buite daai kennis bly, dan raak dit sonde. Want daar's 'n opdrag in skrif wat sê jy moet daai knowledge najag. Ja. Die knowledge van God. So, jy kan dit altyd terugbring na sonde toe, maar dis nie noodwendig as sulks, jy weet, dat dit altyd net sonde is nie. Nee, ek dink dit was die hele punt van wat Ja. ons definieer sonde, as ek nou Pastoor Morney se rympie kan, jy weet, rook, drink, vloekskinder, en dis die groot goeters, maar dit gaan oor om enige iets wat nie in die wil van God is nie. Ja. En daai prentjie kan baie breedvoerig wees. Yep. En dit is verskillend vir elke persoon op hulle journey. Yep. Pastor Dani het dit mooi uitgewys, dis nie ek of jy is 'n trappie bo die volgende persoon nie. Ek het nou by hierdie sonde begin, ek het hom nou uitgestuur, maar dit gaan oor daai proses. Hebreërs 12 vers 14 wat hy gepraat het van jaag die vrede en die heiligmaking na. Heiligmaking beteken constantly working at something in your relationship with God. Om wat te doen? Om meer soos Jesus te lyk. Yes. En dit is exactly, dis is die primêre voorbeeld. Amen. Daai karakter. En sodra jy of solank as wat jy kan sê ek lyk nog nie soos Jesus nie, het jy areas en Nineve's waaraan jy moet werk. En dis fyn, dis okay. Ek dink nie idee was om enigiemand te condemn rondom dit nie, is net die bewusmaking van wat dit is en dan wat is daai Nineve's, wat verstaan dit. Ja. So dit was vir my lekker. Ek dink persoonlik kon ek so 'n bietjie gaan sit en daar waar jou hart word en jy begrawe word baie keer onder daai, dan maak ons dit reg en ons het 'n God wat soveel genade het. So al wat dit beteken is gesels met hom. Gelukkig, nee. Ja. ons dink ons wil kwaad wees vir Nineve vir dit wat hulle gedoen het, but are we any different? Ja, ek het 'n lektor gehad in my studies en hy was die Ou Testament lektor gewees.
en toe ons besig was met Israel se storie. So Israel se storie, kom ons sê van die Exodus af, van die tyd wat hulle uit Egipte gegaan het, was daar keer op keer wat hulle teen God gedraai het. Of dit nou was in direkte rebellion, en of dit nou was as gevolg van ongeloof, waar hulle teruggekyk het na Egipte toe en gesê het, maar dit was beter daai tyd geweest. Dit is lekker geëet daar. Hoe ook al dit gelyk het in die woestyn, vir 40 jaar moes hulle nou, jy weet, die belofte was vertraag geweest as gevolg van dit. Maar selfs in die land, jy weet, het hulle keer op keer teruggedaal. Ek dink aan die tydperk van die rigters, waar hulle deur goed gegaan het en stuff, en die lektor, ek kan nou nie sy naam doen nie, maar die lektor het die hele tyd die vraag gevra, want hy het gesê, die gevaar van die stories van die Ou Testament, en die storie van Nineve, as jy dit nou wil insluit, dis baie maklik vir ons om te kyk na hierdie storie, en te kyk wat die mense gedoen het, en te sê, joh, hulle was so sleg geweest. Hulle was so, hulle het die, we talk about missing the mark, jy weet, hulle het die merk gemis, hulle het dit in excellence gaan. Hulle het dit, ja. En sy vraag was altyd, en jy? Ja. En daai vraag reflekteer die storie terug na jou toe, en te sê, okay, maar is jy so perfek, dat jy kan sê, dat jy nog nooit jou rug teen God gedraai het nie? Dat jy nog nooit die dinge gedoen, jy weet, wat jy Israel beskuldig om te doen nie. Lyk dalk anders. Jy weet, ek het nog nooit 'n houtbeeltjie in my huis gaan sit en begin aanbid nie, maar het ek al dinge in my lewe bo God geplaas? Verseker. Ek dink almal, is die natuur van ons. That's it. So daai, ek love it, is om te sê, pas op om te kyk na Nineve en te sê, in die Bybel, om te sê, maar gelukkig is ek nie so nie. Ja. Wow, bietjie. Jy weet, almal het gesondig. Jy weet, all of sin and fallen short of the glory of God. Ons herhaal hierdie vers baie deesdae, maar dit is so relevant om te sê, daar is definitief areas in my lewe. Jy weet, en ek wil nie eers sê in jou lewe as die kyker en die luisteraar nie. Want jy weet, you know you're not perfect. Ja. Jy weet, ons sê dit altyd. Ons sê altyd ek is mens, ek maak foute. Great, daai foute is daar, werk daaraan. Ja. Dis die hele punt van die boodskap. Dit is. Jy weet, ek dink partykeer ons gebruik dit en ons sê, ons is nie perfek nie, ons maak maar foute. En ons gebruik dit as 'n justification om foute te maak. En dit is wow, maar dit is nog steeds foute. Ja. It's still wrong. Ek kyk nou eendag 'n grappie daaroor, wat hulle praat nou van millennials en Gen Z en die grappie kom daarop neer. Millennials het dit bemeester om te kan uitwys presies wat is hulle shortfall, maar om jou te leer om daarmee te deel as jy saam met my werk. En ek dink ja, is nogal waar. So ek is 'n bietjie mislike mens, so weet daarvan en dan deel jy daarmee. Okay? Ja, en dan kom oor dit. Want ek gaan nie verander nie. Ja, ek gaan nie verander nie. Ek gaan nie iets omtrent doen nie. Ek dink dit sê baie van wat ons dan doen rondom ons sonde en of daar nie 'n bietjie waarheid is in daai grappie nie. Dat as 'n generasie of daar's iets wat besluit, okay, maar my pa was so gewees, so ek is nou so. Yep. En ons maak ons harte hard. En sluit dit toe en ons sê ek maar it's not gonna change. Ja. Ja. Ek is so bly ek is nie regtig 'n millennial nie. Ek klassifiseer as Gen Z, so. Ja. Dis een ding, so net full disclosure, ek sê soos jy nie, ek's beter. Nee, ek joke. Ek is inderdaad millennial. ek sê dit tong in die kies, want toe jy dit sê, toe dink ek aan daai verhaal waar wat Jesus vertel het van die fariseer of die skrifgeleerde en die tax collector, wat in die tempel gegaan het en wat gebid het. En die fariseer se gebed was, ek is so dankbaar ek is nie soos hierdie ou nie. Jy weet, want hierdie ou is bad. Ja, hy is dit. Ja, en hy is so gefokus op die dinge wat hy reg doen, dat hy mis die sonde wat in sy eie lewe is, waar die tax collector het gerepent en gesê, Here vergewe my, ek is 'n sondaar en ek het die genade nodig. En daai is die gebed wat ons nodig het, want dit is die genade van God wat ons empower, die skrif sê dit, wat ons empower om heiligmaking na te streef. Ja. Ek en jy kan nie heiligmaking nastreef as ons nie die genade van God ontvang, as ons nie die redding van God ontvang nie. Ja. Dis onmoontlik. So, daai chronology word ook partykeer geconfused, waar ons sê, okay, in orde vir my
om die genade van God te ontvang, moet ek eers Nineve toe gaan. Nee, Dis dis andersom. Dis omdat jy die genade van God ontvang het. Nou kan jy na Nineve toe gaan Ja. en jy weet die challenge gaan doen en die plek gaan regkry. So ek dink in terme van dit is jy kan hierdie ding so diep vat. My mind is in 3 kategorieë. Ek sit en besluit, okay, wat sê een? Maar ons en is mooi. So jy praat van Jona het toe gegaan met God. Jy weet, ek dink twee stappe terug. Jona is in die vis uitgespoeg. So as gevolg van dit het dit hom autoriteit gegee om te kan ingaan en dit hom gehelp. So die genade van God was so groot. Ek dink he factored in Jona's stupidity. Geweet hy gaan 'n vis nodig hê, geweet hy gaan heeltemal ander rigting toe gaan. So okay, gaan so lank daai kant toe, stuur die vis so lank daai kant toe en gaan haal hom maar daar. Ja. En dan teruggekom en gesê, okay, nou gaan jy doen wat jy kan. Ja. Want ek is saam met jou. Ja. En ek dink die hele storie van Noda is jy weet 'n wonderwerk storie. Amen. Van die begin tot die einde toe. Ek dink die feit dat die Here compassion gehad het Sure, vir so 'n evil nasie en 'n mensdom wat ver van God af was, wat baie bad stuff gedoen het. Ja. Jy weet, ons hoef nou nie in detail te gaan nie, maar weet net was not good. Ja, dit was regtig op 'n baie wrede vlak gewees. Ja, so en die feit dat die Here nog steeds compassion gehad het met hulle. En die einde van Jona is ook vir my baie mooi, waar Jona bietjie kwaad is en soos dink maar, hoe is dit dat u hierdie mense kan red as hulle gedoen het wat hulle gedoen het? Ja. En hy was legit kwaad. Ja. En die Here laat die boontjie groei en die boontjie droog uit en die hele analogy en dit kom op daar af dat hoorie enige mens wat ek red is uit genade uit. Wat ook al jy gedoen het, jy verdien dit nie. Nou skakel ons terug na onverdiende guns in 'n onregverdige wêreld. Jy verdien nie die genade wat ek vir jou gee, period. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. You don't deserve it. So of ek jou nou red uit genade en of ek nou daai mense wat daai goed gedoen het red uit genade, dis my genade. Ja. Dis my genade, my prerogatief. Ek kan doen wat ek wil, want ek is God. Dis die hele punt van daai storie met die boom en goed en selfs daai kan ons deurtrek na terwille van jou Nineve en terwille van my Nineve is God wat sê maar dis my prerogative. Jy weet, as jy my kind wil wees, dan wil ek hê jy moet daai goed gaan verander. Ja. Why? Because I'm calling you to a higher standard. En dis ek wat en as jy nie daai roeping wil aanvaar nie, dan jy weet dit is jou keuse. Dis elke individu se keuse. Ek kan nie daai keuse vir enigiemand maak nie. Maar die punt is as ek vervul is met die Heilige Gees, ek gebruik altyd die analogy van huis. 'n Ou huis koop en die huis het vir jare leeg gestaan. Hy's dilapidated, jy weet, hy kort 'n nuwe fresh paint, hy kort nuwe dakteels, hy kort baie werk, die ligte moet vervang word, die vensters is stikkend, baie werk wat in hierdie huis moet gaan, maar hierdie persoon koop die huis en hy's lief vir hierdie huis. Jy weet, hierdie huis, as ons nou die analogy vat, hierdie huis was op 'n stadium mooi. Jy weet, in die tuin van Eden was hierdie huis beautiful. En die Here het saam in hierdie huis gewoon. Dit is sy childhood huis, as jy hoor die analogy, jy weet, moet dit nie te ver vat nie. En hy trek in hierdie huis in en hy begin by die dakteels en hy maak die dakteels reg en hy begin die mure te verf binnekant en hy begin die teels reg te maak wat stikkend is en hy begin die vensters reg te maak. En dis wat heiligmaking is. It's not a thing that happens instantly. Maar is 'n ding wat gebeur wanneer die Heilige Gees in jou woon. Want die Heilige Gees wil in jou woon. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Hy wil nie in 'n lelike tempel woon nie. Jy weet, hy wil nie in 'n tempel woon waar daar haat is en waar daar woede is en waar daar onreg is en leuns is nie, because he's God and he's a holy God. So hy verwyder daai goed, maar in samewerking met jou. Want God is 'n gentleman. Jy weet, hy gaan nie inkom met 'n sledgehammer en net sommer begin mure af te slaan en goed sonder jou. Jy weet, want dit maak seer. Heiligmaking is 'n beautiful proses. But it's a painful one. Dis nie altyd gemaklik nie, is nie altyd maklik nie. So dis hoekom Nineve en die storie van Nineve en Jona is so 'n mooi storie om dit te illustrate en te sê hoorie
jy word geroep om te gaan na daai Nineve toe in jou lewe, om dit reg te stel. Jy weet, as jy kwaadheid in jou hart, if you've got unforgiveness in jou hart, jy weet, die ander ding wat ek wil sê rondom dit, nou gaan ek jou kans gee om te praat, want ek praat baie. Maar die ander ding wat ek wil sê daarby is, God roep jou na een Nineve toe, op 'n slag. Ja. Jy weet, hy het nie vir Jona gesê, want daar was ander stede gewees. Jy weet, en ons weet nie of God Jona spesifiek geroep het. Ons weet hy het sy ander profete geroep na ander stede toe en dorpe toe en goed. Maar die punt is, hy het vir Jona geroep na een dorp toe. En gesê, jy het 'n boodskap vir daai dorp. En ek wil dit sê, is partykeer word ons overwhelmed. Jy weet, want ons dink, wat kan ek check? Ek het woede in my hart, ek het kwaad, ek het dit. En dan het jy sê 7 goed waaraan jy nou kan dink, en dit is soos, ek moet aan almal van hulle werk. En dit is soos nee. Nee, dis nie. Vra vir die Here, bid, spandeer tyd en vra, which one do I prioritize? Hierdie een. Okay, kom ons werk daaraan. Boom. Jy weet, hoe ook al lank dit vat. Ja. It's done, maar dan roep hy jou na die volgende een toe. Jy weet, en dis die proses van heiligmaking. Die vraag is nie, hoeveel Nineve's het jy tans nie. Nee. Die vraag is, het jy minder Nineve's vandag as gister? Dis die vraag. Dis al. Want dis 'n proses. It's a process. Anyway, jy kan nou. Ek glo wat jy sê oor jy moet net werk aan dit wat die Here nou vir jou gee. So dit kom terug aan hoe meet jy of jy in gehoorsaamheid is met dit wat die Here vir jou vra. Nie aan die hoeveelheid sleg noodwendig wat in jou lewe is nie, maar hoe gehoorsaam is jy aan die God se stem om aan dit te werk. En dan weet jy staan in geregtigheid en gehoorsaamheid met God se opdrag. Ja. So ek stem saam met jou, jy gaan so oorweldig voel, jy gaan condemn voel as jy net kyk na alles wat sleg is, maar bly dit meet aan, is jy besig om te doen wat die Here nou vir jou vra in jou lewe. Ja. En hy ken die hele pad. Hy weet, ek bly terugkom na waar God die vis gestuur het, so jy maak die stelling dat ons kan nee sê vir ons roeping. En 'n mens sal selfs dink dat, maar Jona het mos dan nou nee gesê. En dit is, hy het ook nee gesê, maar hy sou doodgegaan het in die storm. En die Here het reeds voorsiening gemaak vir die redding van hom in daai storm vir sy nee, want dis wat dit beteken wanneer ons nie in die wil van God leef nie, we're gonna die. Altyd is moeilik. So ek en jy, as kinders van God, Hebreërs 12 praat dan, 12:14 praat van die streef, die vrede en die heiligmaking na. Voor dit dan praat hy van wat is dit om 'n kind van God te wees? Is om hy vermaning toe te laat in jou lewe. Ja, verseker. En as jy nie dit doen nie, dan is die woord Hebreërs nogals harsh, hy sê dan is jy nie 'n kind van God nie. Yep. Maar die Here se genade was so mooi gewees in Jonas se geval, en he went and saved him even when he made a mistake. En ek en jy in hierdie pad is soveel keer ons voel oorweldig en jy voel dalk, maar dis nie moontlik vir my om hierdie goed reg te maak en dit nie. En dan vir een of ander rede maak dit ons wegkeer. Jy weet nie, jy doen nie dit nie. Jy werk nie aan jou Nineve nie. En dan kom die Here en sê, okay, but I'll give you grace again. So okay, ek gaan jou kom haal. Jy gaan dalk nie hou van die vervoer nie. Ek dink nie 'n vis was lekker gewees nie. Nee, ek dink ook nie so nie. Ek dink nie so nie, maar daar's grace saam met jou heilig maak, en ek dink die kyker moet dit besef dat die Here se hart is so mooi vir my en jou in hierdie proses wat besig om te gebeur, dat hy verstaan. Dink hy het verstaan, ons praat van hoe wreed dit is, en vir die kyker ook, as jy gaan kyk na video's van wat op daai stadium die is dit Syrians was verskriklik wreed geweest. Daar was 'n gang van goed wat hulle aan mense gedoen het as 'n intimidasie tegniek. Sulke tipe goeters. So ons sit en ons kyk en ons dink, ja, Jona, jy moes net gegaan het, jy moet net doen wat dit is. En ek en jy vind onsself baie keer in dieselfde ding. En die ding waantoe ons moet gaan, of wat ons aan moet werk, ons Nineve mag dalk so groot wees soos wat Jonas was. En ek is persoonlik, ek judge nie vir Jona, dat hy nie wou gaan, ek's eerlik. Nee, verseker. Ek dink as jy die konteks ken en jy weet die historiese goed daar agter, dan verstaan jy dit heeltemal. Dis vir my regtig. Maar tog,
jy weet hoe, okay, so hoe blaai ons dit dan nou vandag, vir my en jou. Jou Nineve is dalk so erg, soos wat daai vergelykbaar is. Maar God kom en hy kom help my en jou, en dan Hebreërs 12 sê hy, as jy my kind is, dan gaan jy toelaat, dat ek hierdie vir jou doen, dat ek jou dit. So, we need to make sure, ons doen wat die Here vir ons vra, en ons dit, want dit is die enigste manier wat ek en jy sukses gaan haal. Want dit is nie asof Tarsus makliker was nie. Ja. He was gonna die anyway. Ja. So hy sit so en ek en jy geestelik staan daar, jy weet. Hierdie deel is moeilik vir my en jou om dit aan te pak. Maar as jy nie gaan nie en jy pak nie dit aan nie, dan gaan jy doodgaan. So Pastor Dani praat in die diens van die baksteen, die kleibaksteen. En dit was my baie interessant. Toe dink ek, as hulle net gebak het, dan het die hele plek nie in mekaar geval nie. Ja. En die Heilige Gees laat my dink aan hierdie bakstene en hoe hulle nie dit deur die heiligmakingsproses, die warmmaakproses laat gaan nie. And then they got buried underneath it all. En dis wat met my en jou gebeur, wanneer ons nie toelaat, laat die Here en die Heilige Gees binne my en jou werk nie. Ons bak nie, Ja. ons word nie sterk gemaak nie. Efesiërs praat van, in die Amplifier, dan sê hy, God is strong, and that's just it. He wants you strong. En hy wil hê in hierdie proses dat ek en jy moet sterk wees. En dan dat ons nie begrawe word deur die klei van Nineve wanneer ons nie deur die proses gaan nie. Ja. En we need to trust him to do that. So en dit is nie gemaklik nie, maar jy gaan nie doodbrand nie. Die Here sal nie toelaat dat dit met jou gebeur nie. Ja. Ek dink as 'n kind of 'n laaste thought. Ja, dis goed. 'n Laaste gedagte vir hierdie episode. Jou Nineve mag dalk ietsie wees soos verhouding. Jy weet. En daar's dalk 'n verhouding wat jy moet afsny. En dis moeilik. Ja, jy weet ek wat met tieners werk weet dat die meeste trane is nie noodwendig my kerel het my gelos of my meisie het my gelos nie. Dis baie meer gereeld die realiteit van vriendskappe wat suidwaarts gaan. En mense wat 'n vriend was wat jou seermaak en jou in die rug steek. En ek wil dit sê vandag is heiligmaking. Dis wat ek bedoel as ek sê heiligmaking is nie altyd maklik nie. Jy weet want almal van ons weet, as jy 'n kind van God is, dan weet jy dinge wat in jou lewe is wat nie daar moet wees nie. Jy weet dit. Jy weet die Heilige Gees instantly wys sekere goed uit en sê maar jy weet hierdie verhouding is not God honoring. Jy weet die manier hoe jy praat met mense is not God honoring. Jou taalgebruik is not God on. Die dinge wat ook al is. Daar's sekere dinge wat net so uitgewys word. En die eerste jou vleeslike reaksie is nie met judge nie. Jy weet nie waar direk is nie. Jy weet dis daai van dis presies daai ek is 'n mens, ek maak foute, los my uit. En die Here sê nee, ek gaan jou nie uitlos nie. Want jy is my kind. En ek wil nie hê daai goed moet jou so opvreet nie. Jy weet as ek kyk na my babatjie is nou klein. So sy het nog nie hierdie groot probleme nie. Haar groot probleem is as ek 'n ding van haar wegvat wat sy nie meer moet speel nie. Jy weet. Gister kom sy met 'n skêr daarna. Soos wat doen jy? En ek haal die skêr uit haar hand uit en sy gooi 'n tantrum. En ek dink by myself, as ons altyd ons wil kry, dan gaan ons onsself seermaak. As ek as 'n pa gesê, moenie huil nie, hier is ons die skêr terug. En sy hardloop met die skêr, sy gaan seer kry. Jy weet, it's going to happen. En dit is soos as ons wil die hele tyd wil nastreef, dan we must know we're going to get it. En dis hoekom God dit nie wil hê nie. Dis hoekom God wil hê ons moet met ons Nineve tyd spandeer en ons moet we have to deal with it. Want as ons nie dit doen nie, dan gaan ons seer kry. And we're going to get it. And God doesn't want that. Hy wil hê ons moet 'n verhouding met hom leef. Hy wil hê ons moet in die pad van regverdigheid leef. Hoekom? Om 'n morele standaard te stel? Nee. Nie net dit nie. Daai is belangrik, maar dis nie die primêre rede nie. Die primêre rede is because that's what's best for you. Dis wat die beste is vir jou. In terms of your eternity. And in terms of your eternal life. Is dit wat die beste is vir jou.
is om so naby aan God te leef. Jy weet in hierdie pad van heiligmaking is so min as moontlik Nineveh in jou lewe te hê as moontlik wanneer jy jou laaste asem uitblaas. That's what it's all about. En ons moet ophou kyk na maar God wil nou hê ek moet nou 'n boring lewe leef en jy weet ek mag nou nie meer. That's not what it's about, man. Just get the bigger picture. God wil daai goed verwyder, want dit maak jou seer. And he wants to take it away and he wants to fill you with love and peace and self-righteousness. His righteousness. En hy wil jou beskerm in dit. En dis waaroor dit gaan. That's what it's about. It's all about living. Ek stem saam met jou vir eendag en dan dit verbeter jou lewenskwaliteit hierso. Ja. Dit gee vir jou die vrede na. Dis hoekom die woord sê vrede en heiligmaking. Want jy jaag dit, daar's vir jou nou iets wat vir jou wag rondom dit. Dalk nie fisies gemaklik nie, maar die vrede in jou hart met 'n goeie verhouding met die Here staan nie op prys op nie. Yep. Nineveh steel dit. Yep. Verseker. Ja. Verseker. Awesome. Thanks, Pastor, baie dankie. Dit was so lekker discussion geweest en weer eens, ek het dit in die begin gesê, maar ek wil dit weer sê, share hierdie asseblief. Deel dit met iemand, of dit nou iemand in jou huisgesin is en of dit nou iemand by die werk is en of dit nou iemand in KwaZulu-Natal. Waar ook, stuur dit vir iemand sodat hulle ook hierdie boodskap kan kry. En stuur die preek ook aan vir hulle. Dit is op YouTube beskikbaar en op Facebook beskikbaar. So asseblief gaan like dit, gaan share dit. Dis die beste manier hoe jy kan help om hierdie boodskap so ver as moontlik te kry. So baie dankie vir elkeen van julle wat geluister het en ons sien julle volgende week weer hierso vir die podcast. Pastor, baie dankie.